Die son kom op oor die Salomonseilande en dis die begin van nog 'n dag vir William se familie. Die 5-jarige William word in hulle huis wakker en glimlag ten spyte van die uitdagings wat hy in die gesig staar. Sy ma Indy en pa Alistair begin hulle daaglikse roetine net soos talle ander gesinne in die stad. Ons begin met ons ontbyt, dan taakies, deur die huis skoon te maak, daaglikse take te verrig en werk te doen om ons geld te verdien. Dis dit. William se lewe was van die begin af moeilik. Hy is weens komplikasies met 'n keisersnee gebore en het goue operasie nodig gehad om 'n misvorming in sy been reg te stel. Sy ouers het gehoop dat sy lewe sou verbeter, maar die uitdagings het nie daar opgehou nie. Wanvoeding het sy spiere verswak wat hom styf laat en hy sukkel om te loop. Sy ouers droom daarvan om hom 'n opvoeding te gee, maar dit voel toenemend buite hulle bereik. Ongelukkig is William se storie nie uniek nie. Wanvoeding is 'n dringende probleem wat baie gesinne reg oor die Salomonseilande raak. Ernstige akute wanvoeding ontwikkel by kinders onder 5 wanneer hulle voedingsbehoeftes nie bevredig word nie. Dit is die ouderdomsgroep wat die kwesbaarste is en as voeding nie vroegtydig aangespreek word nie, kan die langtermyn effekte verwoestend wees. Up to 5 years of age, and this is a very, an age group that is vulnerable to develop severe acute malnutrition if they do not address the nutrition properly at the time. Alhoewel Alistair en Indy hulle bes te doen om William van gesonde kos te voorsien, maak hulle beperkte inkomste dit moeilik om hom behoorlik te voed. Die lewe was uiters moeilik vir ons terwyl ons vir ons kind William sorg. My vrou moet by hom by en konstante sorg bied, letterlik 24/7. Intussen gaan ek uit op soek na tydelike arbeid om geld te verdien. William kan nie alleen gelaat word nie, want hy kan nie op sy eie rondbeweeg nie. Sonder toesig loop hy die risiko om te val en homself te beseer. Dit beteken, my vrou is heeltemal beperk. Geen tuin maak, geen ander aktiwiteite nie. Haar enigste fokus is om vir William te sorg. In die Salomonseilande is wanvoeding nie net as gevolg van armoede nie, maar ook van beperkte kennis oor behoorlike voeding. Die groter probleem wat ek sien is onkunde. Baie moeders weet nie hoe om gesonde maaltye vir hulle kinders voor te berei nie. 'n Gebrek aan geld dra by tot die probleem, maar as ons eers die kwessie van onkunde aanspreek, dink ek dat dit baie sal help om hierdie probleem aan te spreek. I think that can go a long way in us being able to address this problem. Jou 13de Sabbatskool-offergawe hierdie kwartaal kan lewens verander deur opleidingshulpbronne en hoop aan te bied vir gesinne in nood hier in die Salomonseilande. Saam kan ons kinders soos William help om sterk en gesond te word en hulle die kans te gee om 'n blinker toekoms te bou. Dankie vir u ondersteuning van hierdie projek in die Suid-Stille Oseaan Divisie. Mag God elkeen van julle seën.